is 'n diens in buitengewone omstandighede. Michael, is ons daar? Toets, kry ons niks. Daar sy. Daar kan u nou hoor. Baie welkom dan nou weer eens by die Kersangdiens vanaand, so in buitengewone omstandighede. En dis juis, glo ek in my hart, in hierdie buitengewone omstandighede dat hierdie eeuoue boodskap van lig wat na die wêreld toe kom, van hoop op 'n nuwe toekoms, van God wat na ons toe uitreik en na ons toe kom, dat dit nodig is om hierdie verhaal weer te hoor. Dat dit nodig is om daaroor te sing, want wanneer ons daaroor sing, dan is dit ook belydenis om te sê, maar dit is wat ons glo. En ek wil jou uitnooi vanaand as ons saam met mekaar sing, die woorde wat ons sing. Laat dit ook vir jou 'n belydenis wees. Dat dit vir jou bevestiging wees. Dit wat ons sing, dit het gebeur. Daar was 'n tyd in die geskiedenis dat dit gebeur het, dat God sy seun gestuur het. Juis ook vir donker tye, soos wat ons die afgelope maande in die wêreld beleef. Juis ook vir tye soos wat ons elkeen dalk in ons persoonlike omstandighede beleef. Mag ons gevul word met hoop, mag ons iets van die vrede van God beleef en ervaar. Mag ons uitsien na Kersfees, om hierdie wonderlike fees te vier. U is baie welkom by hierdie diens, en elkeen wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom ook aan u, en mag u op 'n besondere manier deel wees ook van hierdie belewenis saam met ons vanaand. Ons wil tog vra vir elkeen van u wat hier in die kerkgebou is, om die masker op te hou, ook wanneer ons sing. Ons weet dis ongemaklik en dit raak warm in die bril wasem toe, en later kan jy nie meer die woorde sien nie, maar asseblief, ons hoef nie vir u te herinner dat die Baai, die Oos-Kaap 'n brandpunt is vir positiewe gevalle van die virus nie, so ons wil asseblief vra dat ons sal veilig wees reg deur die verloop van die diens. Wanneer jy uitgaan, saniteer ook weer u hande asseblief, sodat ons kan veilig wees. In dieselfde asem vra ons u voorbidding vir elke persoon wat positief getoets het, vir gesinne wat mense aan die dood afgestaan het, geliefdes. Dominitania se man Rikus is so week terug, maandag, is hy self positief getoets. Onder omstandighede sê sy gaan dit met hulle goed, een dag op en die ander dag af. Sy het self nog nie getoets nie, maar sy sê sy is 99% seker as sy na haar simptome kyk, dat sy ook positief is. So ook vir hulle, kom ons dra hulle en elke ander individu en gesin aan die Here op, ons mediese dienste, almal wat hiermee werk, leiers wat besluite moet neem, kom ons bid asseblief ook vir hulle. Net soos wat die lui van die kerkklok vir ons aangekondig het dat Kersfees kom, sien ons dit oral in die winkels, beleef ons daar is al spesiale aanbiedinge te koop. Het jy dalk al self jou kersboom uitgehaal en opgeslaan. En wanneer ons die Kersverhaal lees, dan is dit opmerklik dat elke keer wanneer die Here 'n boodskapper stuur na mense, na Maria, na Josef, na die herders in die veld, dan word hulle gegroet met die woord vrede. Vrede. En hoe het ons nie ook vrede nodig nie? Soos wat die engel, die boodskapper van die Here, die mense gegroet het rondom die Kersverhaal, kom groet hy ook vanaand vir ons, in dieselfde woord, vrede vir jou. Vrede vir jou van God ons Vader. Vrede vir jou van Jesus Christus wat aarde toe gekom het, wat kom sterf het aan 'n kruis en opgestaan het, opgevaar het na die hemel, gaan sit het aan die regterhand van God. Vrede vir jou, hierdie kragtige werking van God se Gees. Amen. Nou vir baie kom Kersfees slegs een keer 'n jaar. Maar die wonderlike boodskap van hierdie vreugdefees is elke dag vir elkeen van ons waar. Terwyl die geskenkpapier gekoop en die kersliggies afgestof word, weer klink hierdie verhaal in ons ore van Jesus, die ware lig wat besing word met lof.
Wanneer God 'n engel stuur, moet jy weet dat hy 'n belangrike boodskap het. Hy het 'n engel met die naam Gabriël na Maria, 'n jong vrou van Nasaret, gestuur. Die engel sê aan haar: Vrede vir jou, Maria. Die Here is met jou. Maria het egter gewonder wat hierdie nuus vir haar beteken. Maria, moenie bang wees nie. God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal ewig oor Israel regeer en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Hoe is dit moontlik? Vra Maria, want sy kan dit nie uitpleis nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom, Maria, en die krag van die Allerhoogste sal jou toevou. Daarom sal die kind wat gebore word heilig en die seun van God genoem word. God is getrou. Niks is vir hom onmoontlik nie. Maria sê toe vir die engel: Ek is die Here se dienares en gewillig om te aanvaar wat hy ook al wil hê. Mag alles wat jy gesê het waar word. Wat 'n voorbeeld was Maria nie vir ons gewees oor gehoorsaamheid nie. Ons moet op die Here vertrou en gelei word deur die Heilige Gees. Mag dit so wees dat ons sal luister as U ons wil gebruik. Lei ons, Heilige Gees, om in die armoede van hierdie wêreld nog steeds U koninkryk aan mense te bring.
Maria moes hierdie nuus aan Josef gaan breek, want 'n buiteegtelike swangerskap is nie eens iets wat jy kan wegsteek nie. Josef was baie ontsteld en 'n dilemma. Aan die een kant was hy 'n wetsgehoorsame man. Aan die ander kant wou hy haar die openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgenem om die verloving privaat te verbreek en ver van Nasaret te gaan, want die baba was nie sy kind nie. Met hierdie dinge in gedagte het hy aan die slaap geraak. 'n Engel het ook na Josef gekom en gesê: Moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra, is verwek deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van al hulle sondes red. Toe Josef wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het. Hy het Maria as sy vrou by hom in die huis geneem, maar hy het nie intiem met haar verkeer totdat haar seun gebore is nie. Hierdie gehoorsaamheid van Josef het gehelp om die weg vir die goeie nuus te baan. London, Paris, Rome, Berlin, Barcelona, Washington, Moscow, Beijing, Tokyo, Jerusalem, Jericho, Waco, Bethlehem, Srebrenica, I can see a horseman on the run. Oh, my daughter, oh, my son. Dunkirk, Dover, Normandy, Frankfurt, New York, Lockerbie. Oh, Bellevue, Chappaquiddick, Waterloo.
Wat 'n voorbeeld was Josef in sy gehoorsaamheid gewees. Mag dit so wees dat ons sal luister as U ons wil gebruik. Lei ons, Heilige Gees, om in elke stad, dorp, land, taal, volk en nasie, in elke huwelik, skool, universiteit en in elke vergadering U koninkryk te leef, wat eerder mense saambring en vrede bring, as om te verdeel. Toe haar baba gebore moes word, gebeur daar iets wat niks goeds voorspel het nie. Gedurende daardie tyd het die Romeinse keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n sensus deur die hele Romeinse ryk gehou moes word. Dit was die eerste sensus wat gehou is toe Cyrenius goewerneur van Sirië was. Almal het teruggegaan na hulle eie dorpe om vir hierdie sensus te registreer. En omdat Josef 'n afstammeling van koning Dawid was, moes hy vanaf die dorp Nasaret in Galilea na Judea gaan, na Bethlehem, Dawid se tuisdorp. Hy het sy verloofde, Maria, wat swanger was, saamgeneem om te gaan registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.
Bethlehem is doodstil in die donker nag. Dit is net die skaapwagters wat in die veld oor hulle skape die wag hou. Skielik brand daar iets helder in die lig. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die glans van die Here om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het hulle gerus gestel. Moenie bang wees nie, het hy gesê. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here, is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid gebore. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Skielik was daar saam met die engele groot menigte ander engele, 'n leerskare uit die hemel wat God geprys het. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir almal in wie hy 'n welbehae het. Toe die engele teruggegaan het na die hemel, toe sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan Bethlehem toe om te sien watter wonderlike ding gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe na die dorp toe gehardloop en vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Toe het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was baie verbaas. Maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kuddes, terwyl hulle God loof en prys oor wat die engele vir hulle vertel het, en omdat hulle die kind gesien het, net soos die engel gesê het. Wat 'n voorbeeld was die herders nie in hulle gehoorsaamheid gewees nie. Ons moet op die Here vertrou en gelei word deur die Heilige Gees. Mag dit so wees dat ons sal luister as U ons wil gebruik. Lei ons, o Heilige Gees, in en deur elke droogte, elke vloed, die besoedeling en verwarming van U skepping, dat ons steeds U koninkryk sal laat deurbreek waar U ons ook al wil gebruik.
Omstreeks daardie tyd het daar sterrekundiges uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle doen toe navraag: "Waar is die pasgebore koning van die Jode? Ons het sy ster sien verskyn en gekom om hom te aanbid." Toe koning Herodes hiervan hoor, het dit hom ewig ontstel. So ook die hele Jerusalem. Hy roep toe al die priesterhoofde en skrifkenners bymekaar en hoor by hulle waar die Messias gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem, in Judea, want die profeet het dit soos volg geskryf: En jy, Bethlehem, in die landstreek van Juda, jy is beslis nie die onbeduidendste dorpie in Juda nie, want uit jou sal daar 'n leier voortkom, wat my volk Israel sal versorg, soos 'n skaapwagter sy skape." Herodes was sommer baie omgekrap en het 'n geheime boodskap na die sterrekundiges gestuur om hulle na hom toe te ontbied. Hy het toe noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster oorspronklik verskyn het. Daarna laat hy hulle na Bethlehem gaan met die opdrag: "Gaan vind alles noukeurig uit oor die kindjie. As julle hom kry, kom sê vir my dat ek ook hom kan gaan aanbid." Nadat hulle die koning aangehoor het, het die sterrekundiges vertrek. En werklik waar, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar en dit beweeg voor hulle uit totdat dit bokant die plek gaan staan waar die kindjie was. Met dit dat hulle die ster sien, het 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria, sy ma, en hulle val voor hom neer en aanbid hom. Toe maak hulle kussies met kosbarehede oop en gee aan hom geskenke van goud en wierook en mirre. Maar omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie weer na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander roete huis toe vertrek. Wat 'n voorbeeld was die sterrekykers in hulle gehoorsaamheid gewees. Ons moet op die Here vertrou en gelei word deur die Heilige Gees. Mag dit so wees dat ons sal luister as U ons wil gebruik. Lei ons, Heilige Gees, om in elke situasie van groepsdruk, boelie, mensehandel of mishandeling, U regverdigheid en geregtigheid te laat deurbreek.
Die grootste geskenk is toe nie die een met die blinkste papier nie. Dis ook nie die geskenk wat die meeste randwaarde het nie. Miskien is dit selfs 'n geskenk wat mense nie diep in hulle harte begeer in hierdie Kerstyd nie. Dis maar 'n ou vaalkrib, 'n kruis, rof, gehoorsame mense wat in God se storie gebruik word. Na die kruis is daar 'n graf wat in 'n klip uitgekap is. Groot klip wat voor dit gerol word en 3 dae later verwyder word. Maar dis hierdie verhaal wat ons so goed ken, wat lig bring in ons harte en in ons gedagtes en wat vir ons herinner dat alles in hierdie wêreld nie donker is nie en nie donker sal bly nie. Want God reik na ons toe uit. Hy het dit gedoen deurdat hy sy seun Jesus Christus aarde toe gestuur het. Van toe af vier ons dit elke jaar dat hy na ons toe uitreik. Miskien is sy uitreiking nie in die groot goed en die wonderwerke wat ons hoop ons gaan sien nie. Maar miskien is sy uitreiking in die eenvoudige gehoorsaamheid en die leiding deur sy Gees dat ons as sy disippels sy koninkryk sal laat deurbreek. So terwyl die geskenkpapier vergaan en die liggies weer gaan verdwyn, dan weer klink hierdie verhaal steeds in ons ore. Die verhaal van Jesus, van ware lig wat altyd sal skyn. Want vir baie kom Kersfees slegs een keer 'n jaar. Maar die boodskap van die vreugdefees is elke dag vir ons waar. Amen.
nadat ek die seën uitgespreek het, wil ek vra dat jy net 'n oomblik sal bly staan om dankie te sê en daarna sal ons die kerkgebou verlaat. Hanlie, as ek die seën uitgespreek, net 'n oomblik asseblief voor jy begin, hoor. Ek is intens bewus dat hierdie jaar vir baie mense donker was. Dalk selfs vir die van u wat hier is. Verskillende maniere, verskillende omstandighede. Elkeen se lewe is uniek. Mag ons weet dat dit nooit donker sal bly nie. Dis die Kersverhaal, die ware lig wat na die wêreld toe gekom het. Mag jy uitsien om Kersfees te vier ook in hierdie jaar. Ontvang die seën van die Here. Mag die Kersverhaal nie net in jou ore weer klink nie, maar mag Jesus wie die ware lig is, enige donkerte in jou lewe kom verlig. Mag jy elke dag die boodskap van hierdie vreugdefees ervaar. God seën jou met sy liefde, Jesus Christus met sy genade en die Heilige Gees met sy teenwoordige krag. Amen. Vriende, voordat ons huis toe gaan, is dit gepas om net eers baie dankie te sê. Estien, jy kan vir ons daar opsit. Vir hierdie musikante wat 2 keer vandag hier was in die week geoefen het, kan ek vra dat ons vir hulle 'n lekker handeklap gee om te sê baie dankie. Juffrou Young, baie dankie dat jy hierdie span bymekaar hou en soms kwaai was. Ons waardeer dit en dit is regtig vir ons 'n voorreg dat jy hier was. Daar sien jy die instrumente se name. Baie dankie vir elkeen van julle. Hier is nog van hulle wat môre moet eksamen skryf en iemand moet chemie skryf môre, so baie dankie daarvoor, ons glo dit sal goed gaan. Terry Ann, baie dankie. Ons het soveel waardering vir jou stem. Dis lekker dat jy by ons kom kuier het vanaand. Leandra, baie dankie vir saam lees, vir al die toue wat jy bymekaar gehou het in die voorbereiding. Michael vir die klank en ons data mense, Carla en Estien, ons waardeer dit wat julle doen, vriende, is ongelooflik baie werk en dankie vir julle toerusting ook wat ons mag gebruik vanaand. En dan natuurlik was daar 'n klomp voorbereiding wat in die week moes gebeur. Rufus, Jousman, die kantoorpersoneel wat hierdie geskenke toegedra het. Baie dankie vir elkeen van julle. Dit is lekker dat julle elkeen hier is. Die gesigte raak vir ons bekend. Ons hoop om vir julle binnekort weer te sien. Mag die Here vir julle seën met vrede en vreugde ook in hierdie Kerstyd. Dankie dat julle vir ons kom bedien het met julle gawes. Vriende, laaste ronde hande klap en dan is jy welkom om te gaan. Mag die vrede saam met u gaan.